Goeiedag vriende, baie welkom by Huisfix. Ja, ons het Sondag so 'n bietjie gepraat in Efesiërs oor die geheimenis wat Paulus gesê, die uitverkiesing wat eintlik voor die grondlegging van die aarde al vasgemaak was en dat Paulus eintlik vir hulle sê, dis nou maar hier in hierdie tyd aan julle geopenbaar is, lank al besluit, maar in Christus het God weer opnuut vir die mensdom kom sê dat ons in Christus Jesus uitverkies is as sy kinders, sy skepsele. Die vraag is natuurlik, watter invloed het dit op jou en my lewe? Is dit vir ons goeie nuus? Want ek het nou by die Sondagse diens so ietsie vergelyk met die diamante wat soos 'n skat begrawe gelê het en die mens moet dit ontdek. Maar wat nou van ons wat uit 'n verbondstradisie uitkom en eintlik van lankal al vir Jesus ken? Ons loop die gevaar dat hierdie skat wat so kosbaar is vir ons as gevolg van een of ander rede in ons lewe begin waarde verloor het. En ek dink, waar dit vir ons mooi uitgespel word, is hierso in Lukas hoofstuk 12, wanneer die Here eintlik juis ook weer besig is om die hoofstuk begin met die sorge van die lewe. En dan sê die Here, maar dit gaan nie net daaroor om die sorge van die lewe op te hef, om nou te sê, as ek net eers genoeg kos het en alles, dan sal my geestelike lewe ook goed gaan nie. Hy sê eintlik, ons moet ons prioriteite skuif. As jy jou fokus het op die Here en op sy genade en sy verlossing, hierdie skat wat in jou het, dan is hierdie ander dinge minder belangrik. Dan kan 'n mens nogal baie swaar en teëspoed verdra. En daarom, kyk net bietjie mooi wat sê Lukas 12, hy sê hierso in vers 33, verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle 'n beurs aan wat nie leeg raak nie. 'n Onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Vriende, en ek dink dis die belangrike, ek dink mens moet eintlik hierdie woordjie skat in hierdie konteks vertaal met wat vir jou belangrik is. Dit wat vir jou prioriteit het, dit wat vir jou diep in jouself kosbaar is, daar gaan jou hart ook wees. Daar gaan jou gedagtes heen, daar gaan jou energie heen. En dan sê die Here, dis nog belangrik, die Bybel sê, maar sit dan die Here in jou hart, laat die Here jou skat wees, dat hierdie ding dat jy aan hom behoort en hy jou verlosser is en hy vir jou genadig is, vir jou kosbaar wees, want dan sê jou hart ook daar wees. So dit gaan oor die skuif van prioriteite. En mag ek en jy opnuut weer besef hoe kosbaar God vir ons is. Hy is ons lewe, hy is ons alles. Eintlik is hy nie 'n skat nie, ons is maar onderdane van hom en ons moet net besef hoe kosbaar is dit vir ons dat hy die lig van die wêreld is. Ek wil dit omtrent so stel, ek en jy het flitse en goeders in ons huis wat ons kan aansit wat vir ons lig maak. Hulle is in ons beheer. God lê nie op baie vlak nie. God is die son. Hy is daai skat van energie, van hitte, van krag, van ritmes, wat in heelal in beheer is. En ek en jy kan ons eie ritmetjies hier op aarde kies, deur liggies aan en af te sit, maar op die eind van die dag is die son op 'n ander vlak. En dit is wat 'n skat is. Hierdie skat wat Lukas van praat, is daai ding wat ons besef, maar as God hierdie krag in ons lewe is, die almagtige, as ons weet wie hy is en ons omhels dit, dan word die ander dinge minder krisisse, minder belangrik. Here, baie dankie dat u in die woord vir ons weer terugroep om ons oë op u te hou, nie op die wêreldse dinge nie. U is ons hoop, Here, hier in Suid-Afrika. U is ons hoop ook vir die oorlogse uitkoms in die Midde-Ooste en daar in die Oekraïne. U is die een wat alles in stand hou en ons wil ons gedagtes, ons hart en ons vrede by u gaan neerlê, by u kry, Here, om ook hierdie dag in te gaan. Help ons daarmee. Amen. Vriende, mag jy vandag weer sommer net bietjie dink, waar is jou skat? Waar loop jou gedagtes rond? Waar loop jou vrede? Totsiens.